die dag het ek die 2 en die 3 omgeruil in my voorbereiding toe word 32. Maar ons is nog nie daar nie. Heerlik om vanaand hier by mekaar te kan wees en dankie dat julle die vloedwaters getrotseer het. Hopelik is ons veilig terug by die huis. Ons gaan net so 3 ure besig wees. Niemand julle gesê nie. Ons gaan lang kerk hou vanaand. Nee, regtig nie. Maar ja, ons is dankbaar vir die reën. Ons is dankbaar dat jy hier is. As jy besoeker is ons dankbaar vir jou ook. En as jy die voorreg het om met vakansie te wees van 'n ander plek af hier, dankie dat jy reën saamgebring het. George is mos 'n lekker plek. As jy nie van die weer hou nie, wag net 'n dag of 5 minute, dit verander vinnig. So dat die res van die week lyk ook daarin belovend. Broers en susters, ek gaan nie lang stories maak nie. Ons gaan vanaand, ek wil nie ons moet terugskouend wees nie, ons kyk vorentoe. Want ons is 'n gemeenskap wat aan hoop vashou. En hoop is nie agter jou nie. Agter jou lê ervaring, agter jou en my lê gebeurtenisse. En mens kan daarna toe kyk en ek gaan wel daarby uitkom 'n bietjie later vanaand of in die volgende uur. Maar die hooffokus is vorentoe, saam met ons Here Jesus Christus. Want hy alleen is Here en hy alleen is waardig om geloof en geprys te word. So vanaand fokus sterk op lof, so ons gaan lekker saam sing. Teksgedeeltes afwisselend met sang. Alles is op die bord, so julle kan dit net rustig volg soos wat dit daar op die bord verskyn. En voorspoedige nuwe jaar vir elkeen van julle, namens moedergemeente en ook my familie. Susan, Monique en Stian aan my regterkant. Ons staan so verkeerd om, julle sal wonder hoekom lyk ons so, hy is linkshandig. So hy speel gitaar op die moeilikste manier denkbaar, dis linksom. Maar vir hom is dit maklik. Maar dit is eintlik lekker want as ons saam speel dan is ons nie mekaar se pad nie. Maar in elk geval dankie Stian dat jy vanaand saam met ons en Gerrit, dit ook is altyd lekker. Broers en susters, kom ons word stil en ons begin ook in die naam van ons Here Jesus Christus. Uit U en deur U en tot U kom alle dinge. En waar 2 of 3 in die naam byeen is U ook in hulle midde. Here, U is hier. U is oral. En daarom loof en prys ons U. In die naam van ons Here Jesus Christus. Met dankbaarheid. Amen. Broers en susters, daar is vir genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus, deur die kragtige medewerking van die Heilige Gees. Kom ons staan. As ons dan nou die volgende lied gaan sing, lied 442. Ons sing daarvan vers 1 en vers 2. Soos ek klaar gesing het, kan jy weer die sitplekke inneem. O mijn heilig
Ek verheug my grootliks in die Here. My hele wese juig oor my God, want hy het vir my klere van verlossing aangetrek. 'n mantel van geregtigheid het hy my omgehang, asof ek 'n bruidegom is, soos 'n priester met 'n tolband, soos 'n bruid met haar versierings. Ja, soos die grond sy plante voortbring en 'n tuin sy saailinge laat uitsprei, so sal my Heer, die Here, geregtigheid en lof laat uitsprei voor al die nasies. Terwille van Sion sal ek nie swyg nie, terwille van Jerusalem nie rus nie, totdat haar geregtigheid deurbreek soos 'n helder lig, haar verlossing brand soos 'n fakkel. Skyn oor die nag.
Nasies sal jou geregtigheid sien en al die konings jou roem. Aan jou sal 'n nuwe naam gegee word. Die mond van die Here self sal dit bepaal. Jy sal 'n suurlike erekroon wees in die land en in die hand van die Here, 'n kosbare koninklike hoofband in die handpalm van jou God. Kom ons staan met hierdie lied, vriende, hy is 'n moeilike een om te sit as jy hom sing. Hier kom ons hoop ook nou. Mense sal nie meer vir jou sê verlatene nie. En vir jou land nie meer sê woestynny nie. Maar jy sal genoem word, my vreugde is in haar. En jou land getroude
want die Here vind vreugde in jou. Vriende, as dit so is, dat die Here vreugde in ons vind, dan is dit mos ook so dat ons hom nie wil teleurstel nie. As ons vanaand na hierdie pragtige teksgedeeltes gekyk het in Jesaja 61, dit is hoe die Here oor Israel praat, maar uiteindelik deur Jesus Christus kom hy en hy praat ook so oor jou en my. En as ek sou terugdink aan 2023, dan wil ek glo ek, dat in 'n jaar van begin tot waar ons nou is, het die Here vir jou en vir my in die holte van sy hand gehou. Ons wil hom nie teleurstel nie. En daarom hierdie pragtige lied van Koos Du Plessis, gebed, wil ons graag ook vanaand bid, en ons wil vra dat U dit in die harte ook saam met ons sal bid. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in die skadu bly. Gee dat elke hart se vreugde en vrede eindelijk nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken ek. Elke keer het ek gedwaal. Elke keer het U my iewers kom haal. Maak dit weer die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer het gehuur. Elke hart se droom van rykdom en roem. Net 'n skadu in die muur. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleer. Eindelijk smag ek my waters van rus. Lei my hier vanaand by U. Lei my hier vanaand by U. 'n man het 2 seuns gehad. Die jongste een van hulle het vir sy vader gesê, "Pa, gee my die deel van die eiendom wat my toekom." Hy het die besittings tussen hulle verdeel.
Die seun sê toe vir sy vader: "Pa, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie." Maar sy vader het sy slawe opdrag gegee en gesê: "Bring gou 'n lang stola, die beste een, en trek dit vir hom aan. Gee vir hom 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete. Bring vir ons die vetgemaakte kalf, slag dit en laat ons eet en feesvier, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind." En toe het hulle begin feesvier. Jesaja praat van 'n God wat met sagte oë na ons kyk. Ons weet, as ons in die geskiedenis teruggaan in die Ou Testament, dan sien ons dat daar tye was wat die Here se volk talle kere ver van hom af weggedwaal het. En hoeveel keer kom die Here nie en sê hy: "Hoe kan ek my eersgeborene prys gee? Hoe kan ek hom verlaat? Hoe kan ek hom opgee?" Dit is nie hoe ons God is nie. Ons God is 'n God wat 'n belofte gemaak het, lank gelede aan Abraham. Ons noem dit 'n verbond. En lank gelede het hy reeds die inisiatief geneem. Let wel, het hy die inisiatief geneem in Abraham, sy genageslag wat jou en my insluit, dat ons sy kinders sal wees. Hy reik na ons toe uit. Hy het dit nog altyd gedoen. Ons is hulle wat geneig is om soos die verlore seun te vergeet dat ons 'n God dien wat getrou is en getrou bly, en soms ons rou op hom draai. Maar ons God kom, en hy kom na jou en hy kom na my en hy sê: "Hier is ek. Ek het jou lief, ek sorg vir jou. En ek wil hê jy moet dit altyd weet. Ek wil hê jy moet weet dat jy my maar kan loof en my maar kan prys. Want daar is niemand wat meer waardig is as ons God, wat geloof en geprys kan word nie." Dit leer Jesaja vir ons so mooi, het ons vanaand ook gesien. Die vraag is, wat doen ek en jy met hierdie woorde? Ook so aan die einde van 2023, nou wonder jy, wie is Janus? Janus was een van die Griekse gode in die Griekse mitologie.
En as ek dit nie mis het nie, dan word die maand Januarie ook afgelei van hom af. Nou wat nou interessant is, hoekom ek die foto vir u wys, met 'n vraagteken naby is, volgens die Griekse mitologie is Janus afgod gewees, of dan nou een van die Griekse sogenaamde gode, wat die vermoë gehad het om vorentoe te kyk, maar ook agtertoe. Daarom die voorstelling van 'n kop wat hy het dit nou ook gedoen. Toe ons voor die tyd geoefen het, het ek net so geskrik soos nou. So ek weet nie wat jy gedoen het nie, asseblief moet dit nie weer doen nie. Tot is dit die wat afgeval het. Jy sien, dit pas nou eintlik baie mooi in, as ons sê tot ziens. want Janus het graag teruggekyk, maar die vraag is, wat het hy gesien as hy teruggekyk het? En wat sien ek en jy as ons terugkyk? Hy sien die negatiewe raak en al die foute wat ons gemaak het. Dit teenoor ons God wat nie terugkyk nie, want hy is en hy was en hy sal altyd wees. Nou, so hy is oral. Hy kyk nie net terug en vorentoe nie. Ons God is oral. Dit is bokant ons begrip, maar hy is in alle tye teenwoordig. Maar ek en jy moenie maak soos Janus en op 'n verkeerde manier terugkyk en soms vorentoe nie. Janus kon nie regtig die toekoms sien nie. Die Grieke het gedink of geglo hy kon die toekoms sien, maar hy kon nie, want hy het nie regtig bestaan nie. Hoe kyk ek en jy terug? Ons het die voorreg as ons sou terugkyk agter ons. Soos 'n omdraai en terugkyk na waar ons vandaan kom. Dan moet ons onthou dat ons is hierdie kant van die kruis, aan die voorkant van die kruis. Die kruis is agter ons. So dink so daaraan, as jy sou omdraai en jy wil kyk na jou verlede, dan hou jy die kruis voor jou en jy kyk deur die kruis en die kruis van Jesus Christus word jou bril. En dan maak weinig saak wat agter jou lê. Want dan besef ek en jy, ek is waar ek is, omdat iemand my lank gelede alreeds aan 'n kruis gedra het. Vir al my sonde gesterf het. Ons kyk terug deur die kruis van Jesus Christus, as ons sou terugkyk. En dit verander nogal ons perspektief. En dit maak dat ek en jy dankbaar kan wees, want wees nou maar eerlik, daar's baie slegte dinge wat wel met ons gebeur het. En dalk vorentoe mag daar weer slegte dinge gebeur, maar hier is ons. En ons is daardeur, nie omdat ons self goed en oulik is nie, maar daar was 'n kruis. Hoe kyk ons vorentoe? Ons kyk vorentoe met hoop vanuit 'n leë graf. En jy sal merk dat die lig is buite kan die graf. Dis nie binne die graf nie, want Jesus Christus het opgestaan. Ons kyk vorentoe met hoop, omdat Jesus Christus vir jou en vir my hoop gee. Omdat hy waardig is om geloof en geprys te word. Omdat hy Skepper God is. Die gewer van alle goeie gawes, die gewer van liefde. Liefde wat ons verstand te bowe gaan. Vanoggend het ek verwys na Romeine 8, waar Paulus vir ons daaraan herinner dat wanneer ons nie weet wat of hoe ons moet bid nie, daai krisistye wat mense soms in beland, dan tree die Gees vir ons in met versigtinge wat nie in woorde omgesit kan word nie. Maar in dieselfde Romeine 8 lees ons ook dat geen hoogte of diepte of engele of magte of
teenswoordige of toekomstige dinge, wat ook al, kan ons van die liefde van Christus Jesus skei nie. Niks kan ons van sy liefde skei nie. Daarom dat Jesaja dit so mooi uitbeeld in Jesaja 61, en hy het nog gedink en gedroom van 'n Messias. Hy het weliswaar nie gedroom van 'n kruis nie, hy het gedroom van 'n koning en hy het dit verkondig dat daar gaan 'n koning kom, die Messias gaan kom. Maar reeds in Jesaja se tyd het die Here deur hom die boodskap gebring: sê vir Israel, sê vir my kinders, ek sal vir hulle 'n erekroon opsit, ek sal vir hulle 'n tulband opsit, soos wat 'n priester sou hê, 'n kroon soos wat 'n koning sou hê, 'n staf soos wat 'n regter sou hê, want daar sal liefde, vrede en geregtigheid in hulle wees. Nou as ek en jy droom oor 2024, oor die jaar wat voor ons lê, mag ons vorentoe kyk met hoop, vorentoe kyk met die wete dat daar is 'n oop en 'n leë graf, met die wete dat Jesus Christus by ons is, dat hy sy Gees vir ons gegee het, met die wete dat hy ons seën as konings, priesters en profete, nie omdat ons wonderlike mense is nie, maar omdat hy in ons is en hy wil hê dat sy liefde in en deur ons sal vloei, sigbaar sal wees. So ja, ons kyk terug op 2023 met die bril van die kruis, met 'n dankbare hart, en ons kyk vorentoe 2024 met hoop, wetende die Here, soos wat hy altyd met ons was, sal hy altyd by ons bly. Kom ons staan dan met hierdie lied, daarmee gaan ons afsluit. Ek gaan 'n gebed doen aan die einde van die lied, en dan gaan ons nie 'n amen sing nie, want het voel vir my die jaar het 'n oop einde. Ons gaan by daardie deure uit die jaar wat voor lê in tegemoet met hoop, liefde en vrede, want hy is ons vreugde en hy is ons vrede, hy is ons Here. Selfs al beleef ons lyding, hy gee bevryding, en daarom kan ons hom loof en prys. Kom ons staan. Ons weet
wete is, dat ons U kan loof en prys. Ja, daar is niemand soos U nie. Dankie dat ons vanaand weer daaraan kon herinner word, uit Jesaja 1 en 62, Here, hoe lief U vir elkeen van ons het. Wil U vir ons help dat ons dit nooit sal vergeet nie, en dat ons met die leiding van U Gees, met hoop, elke dag vorentoe sal kyk en weet, soos wat U nou by ons is, soos wat U altyd by ons was, sal U ook altyd by ons wees. Dankie dat U genade, barmhartigheid en vrede dan met ons sal bly. Amen.